Goeienaand julle en welkom by hierdie week se week van gebed, so vroeg in die nuwe jaar 2025. 'n Hele nuwe wêreld wat ons ingaan. Donald Trump is ingehuldig as die president van Amerika. Maar hier in Suid-Afrika, hier bo in Limpopo, gaan ons bietjie fokus in hierdie week op die gesin en daarom is ons tema 'n gesin in gebed is 'n sin gered. Kom ons sluit die oë en dan begin ons deur eers die teenwoordigheid van die Heilige Gees te soek. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie vir die liefde, die genade en ons vra dat U asseblief hier met ons sal wees in hierdie week soos ons deur die woord gaan stap en waar ons net gaan kyk wat is die rol van die gesin in hierdie tyd waarin ons lewe. En daarom vra ons ook nou vir U teenwoordigheid hier om ook met ons te wees en ag liewe Heer, maak ons kalm. Maak ons toegewyd in hierdie nuwe jaar tot U. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek lees vir u graag uit Efesiërs 5 en ek lees daar vanaf vers 1 wat sê: Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet nie onder julle selfs genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaasheid of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, en hier is dit, dat geen oreerder of onreine of gierigaard wat 'n afgoddienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie. Daardeur kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Want vroeër was julle in duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Vandag leef in ons 'n wêreld wat verskillende idees het en definisies van wat presies is 'n gesin. Wat is die familie? Hoe lyk die familie en waaruit bestaan die familie? So vanaand wil ons net bietjie in 'n oorsig kyk. Hoe lyk die Christen gesin? Eerstens dink ek die gesin is 'n plek waar toegewydheid heers. Wanneer ons praat oor toegewydheid, kan ek nie anders te dink as om te praat oor vertroue nie. Vertroue is essensiaal wanneer dit kom by 'n gesin. Ek vat myself as 'n kind en nou as 'n ouer. Vir my was 'n plek, die huis nog altyd, daar waar jy terugkeer. Na 'n lang dag, het sy toe dit die skool daar was of die universiteitsdae, nou die werksdae. As jy terugkeer na die huis toe, is dit jou plek van veiligheid. Daar waar jy voel, mense jou ontvang net soos jy is. Daar waar jy jou hart kan oopmaak en die vertroue het dat daardie hart, daar in daardie omstandighede bewaar sal word. Toegewydheid beteken dat ons ingestel is op mekaar se behoeftes. Laat ons sal besef dat ons geliefdes alleenlik tot hulle volheid kan kom wanneer ons in al hulle behoeftes voorsien. Baie kere wanneer gesinne in 'n skei hof opeindig, is daar baie redes wat gegee word waarom baie moet skei, waarom 'n verhouding verbreek word, maar min kere besef ons dis omdat daar nie in daardie behoeftes voorsien word nie. Woorde word selde geglo as dit nie gepaard gaan saam met aksie nie.
En ek dink dis wat toegewydheid beteken. Dis een ding om vir my vrou te sê, ek is lief vir jou, vir my kinders te sê, ek is lief vir julle, maar my aksies beklemtoon dit nie. Woorde is selde geglo, as dit nie deur aksies beklemtoon word nie. Wanneer daar geen aksie is nie, is die realiteit, dat daar swaarlik enige toegewydheid van partye binne die gesin sal wees. Toegewydheid beteken ook intimiteit. Intimiteit beteken dat die verhoudings wat heers binne in 'n gesin eintlik 'n verbondsverhouding is. Waar daar 'n ooreenkoms is wat gebaseer is op liefde. Waar ons intellektueel, emosioneel, sosiaal en deur ontspanning mekaar vervul. Waar ons mekaar deel maak van dit wat ons is. Maar in vandag se lewe is dit nie meer wat ons ervaar binne die gesin nie. Soos ons hier in Efesiërs 5 gelees het, sê dit, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. En hier moet ons net stop, want die liefde van Christus het amper soos 'n kliseë geword vandag. 'n Goedkoop genade. Maar hier sê dit vir ons, hier is sy liefde. Dat hy hom vir ons oorgegee het. Nie net oorgegee het nie. As 'n gawe en 'n offer tot God, as 'n lieflike geur. So wanneer ons soos Christus wandel, en ek wil u net herinner, die huwelik en die gesin, is iets wat uit die skepingsweek voortspruit. Wanneer ons in die beeld van God wandel, moet ons wandeling, ons verhouding wat in die huwelik heer, soos 'n offer aan God, 'n lieflike geur wees. Daar moet nie sprake van onreinheid en gierigheid en afgodsdiens wees en hoereering nie. Daar moet nie ydelle woorde wees nie, want ons is kinders van die lig. Efesiërs 6 gee vir ons 'n blik hoe dit lyk wanneer ons wat slaap uit ons slaap uit wakker geword het. Wanneer ons besef dat die gesin God se manier is hoe hy interaktief in die wêreld handel. Ek lees van Efesiërs 5 vers 22. En dit begin met vroue. En is die woord vroue hier in hoofletters geskryf, elke liewe letter. Want Paulus wil ons aandag veg hierso. Dit sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. So hoe lyk hierdie gesin van lig? Dit sê, vroue, wees nie aan alle mans onderdanig nie, wees aan jou eie man onderdanig, soos aan die Here. Paulus vermaan die vrouens in die Christelike huisgesin om aan hulle mans onderdanig te wees, soos aan die Here. Maar hoe kom dit? Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Man, so ons kan nie verwag dat ons eie vrouens aan ons onderdanig moet wees, soos aan die Here, as ons nie die hoof van die gesin is, soos Christus die hoof van die kerk is nie. Wanneer ons emosioneel en fisies ons vrouens verneder en onderdruk, sal daar swaarlik vrouens wees, wat hulle mans onderdanig is. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dood ook aan alles aan hulle eie mans wees. Nie aan ander mans nie, aan hulle eie mans.
Getrouheid. Dit is die kernwoord vir vanaand, is getrouheid. Ons kom tog nie die kerk in, nie voordat ons die wonderlike verhaal van die evangelie gehoor het en aangeneem het nie. So kan ons ook nie verwag dat vrouens ons so sal lief hê en so onderdanig aan ons sal wees as hulle nie daardie tipe liefde, daai selfopofferende liefde ervaar het nie. Dan sê vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. In 'n Christelike huwelik is dit waaroor dit gaan. Ons wat die manlike figuur is, lê ons lewe neer, sodat daar lewe van ons vrou en ons kinders daar voort kan kom. Die selfsugtige ek moet sterf. Ek moet myself neerlê, sodat hulle Christus in my kan sien. Want wat gebeur daardeur? Daardeur heilig ons die gesin. Ons sonder dit af, dit lyk anders as wat 'n gesin in die wêreld lyk. Sonder vlek, sonder rimpel, sonder gebrek. So behoort die mans hulle eie vrouens lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Interessante konsep van liefde wat die Bybel skep. Soveel anderste as dit wat Hollywood en sosiale media vir ons skep. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en sy bene. Dan kom Efesiërs 6 en dit sê, kinders, julle moet julle eie ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En hoeveel keer wil ons as ouers nie net daar stop nie. Ons sê altyd die 10 gebooie sê, jy moet jou ma en jou pa eer. Jy moet eerbiedig wees. Maar ons vergeet van die vaders, moenie julle kinders vertoren nie. Maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Dit is so maklik om onderdanigheid te eis. Om te sê, maar die Here sê, ek is die hoof van die gesin. Maar dit is nie wat God sê nie. God sê, wanneer julle wat in die hoof is, julle self neerlê. Julle self verneder. Die minste is, die rol van 'n diensknegt aanneem, wat jou vrou soos 'n prinses hanteer, wat jou kinders soos 'n gawe van God hanteer, dan gaan die volgende gebeur. Daai belegging wat jy maak, gaan 'n opbrengs hê. En jou vrou gaan kom en sy gaan toegewyd wees. Sy gaan toegewyd wees en sy gaan deel wees van jou lewe. En dit wat jy aanpak, gaan sy langs jou sy staan. Sy gaan saam met jou die pad stap. Sy gaan alles doen om jou by te staan. Jou kinders gaan kom en sê, dis my vader en my moeder. En ons gaan hulle onderdanig wees, want daardie liefde wat ons sien, deur hulle heers en oorspoel na ons toe, is 'n liefde wat hierdie wêreld nie ken nie. En dan gaan ons by 'n punt kom, waar ons 'n gesin sien in gebed. 'n Gesin wat gered is. En dit is my gebed aan die week, soos ons die pad gaan stap. Vanaand was net 'n inleiding van daar waar ons wil kom. 'n Plek waar vrouens hulle eie mans onderdanig is, as gevolg van die feit dat hulle eie mans 'n refleksie is van dit wat Christus vir die gemeente gedoen het, vir die kerk doen. En dan stop die invloed van
van die godheid in die gesin nie daar nie. Maar dit spoel oor na die kinders. En laat ons op 'n plek kom waar kinders nie dink, skus vir die Engels, hulle is entitled nie. Maar waar ons op 'n plek kom waar kinders besef, hulle is deel van hierdie gesin wat 'n impak maak vir God in hierdie wêreld. Kom ons sluit ons oë. Liewe Jesus, baie dankie vir die liefde en die genade. Die gesin, soos wat U dit geskep het, een man en een vrou, waaruit daar kinders voortkom, wat 'n seëning is, volgens Genesis 1 en 2. Dis U skepping. Maar dit is nie wat ons in die wêreld vandag sien nie. 'n Gesin wat saamgroei om in U beeld te wees nie, nee. Ons sien die teenoorgestelde. Ons skeihowe se gange sit vol mense afwagtend vir hulle saak om voor te kom. Ons sien ons lewe in 'n wêreld waar dit nie net meer een man en een vrou is wat betrokke is in 'n huwelik nie. Ons lewe in 'n wêreld waar daar seksuele uitbuiting plaasvind van kinders sowel as eggenote. Ons lewe in 'n wêreld waar manipulasie seevier in ons verhoudings. En daarom vra ek U in hierdie week, help ons. Want ons weet, dit is 2025. Die wêreld het gedraai. Dis 'n nuwe jaar, en 'n jaar nader aan die koms. Maar uit die verhaal van Noag, kan ons sien dat U het die verlange om gesinne aan te neem. Om gesinne te red. En daarom vra ek U, maak ons toegewyd hierdie jaar. Toegewyd aan die verbond met ons en die verbond tussen ons. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.